Dis nou tyd om finansies te bespreek en Thys gesels nou oor beleggings met Ina Wilken, nie uitvoerende direkteur by die Finbond groep beperk. Dankie Elsa, en natuurlik Ina, dit is my absolute voorreg, jy weet, om iemand in die bedryf weer, my eintlike kollega van die bedryf te kan, eintlike onderhoud met jou te kan doen. Soos ek sê, dit is absoluut my voorreg, ek kan baie by jou leer. En natuurlik, maar vertel ons 'n bietjie van Finbond, jy weet, waar kom Finbond vandaan, waarmee is julle besig, maar net so 'n bietjie van 'n overlay. Nee, graag. Baie dankie Thys, is lekker om hier te wees. Finbond is in 2003 deur Dr. Willie van Aert begin, met skrale 4 werknemers en 'n kleinerige kantoor. Op die oomblik het ons 2000 werknemers en ons het meer as 600 internasionale takke. Sure. Ja, so dit is nogal iets om op trots te wees en baie dankbaar te wees. Ja. Dit was maar op en af tye in die finansiële wêreld, soos ons almal weet. Ja. En dan hier in Suid-Afrika het ons natuurlik ook Supreme Finance en Finbond Mutual Bank, en hulle verskaf krediet, en dan Finbond Groep Beperk doen die beleggings. Yes, so bietjie net rondom Finbond se bank en die bankgedeelte wat julle het. Is julle ook oop vir die retailmark? Kan 'n mens byvoorbeeld by Finbond Bank bankrekening hê, besigheidslenings aangaan, daai tipe goedjies? Ons kyk op die oomblik na besigheidslenings. Ja, natuurlik bankrekeninge nog kleiner maat, maar is eintlik meer in die kredietbedryf. Okay. Ja, maar ons doen regtig baie goed daarmee. Daar was 'n groot behoefte daaraan. Ja. Ons word natuurlik ook baie streng gereguleer wat reg is. Ja. As 'n mens dink toen ter jare wat het gebeur in die kredietbedryf. Ja. En dan was 'n klomp ouens wat al in hierdie bedryf was, en dan sê hulle gee voor basies, weet hulle is kredietverskaffers, en dan natuurlik jy weet dis dit eintlik maar baie unsecured tipe van lenings, die weet die default rates is net eenvoudig net te hoog, en as jy uitvee dan is dit maar net weer een van daai skemas, en ek dink ja, dit is die lekker ding van Finbond, julle is al been around the park, soos wat hulle nou maar sê, jy weet, en julle regulatoriese vereistes is in plek wat baie belangrik is. As jy gaan kyk, jy weet julle is geregistreer by die FSCA, julle het 'n banke lisensie by die Reservebank, jy weet allerlei julle tickboxes is daar, en ek dink ek kan met groot maat sê baie gelukkig wat julle al bereik het in die laaste tyd, en natuurlik Suid-Afrikaners vir wie julle natuurlik daai beleggings en opbrengste voorgee. Nee, baie dankie Thys. Wie is julle normale mark, wat 'n tipiese kliënt is wat byvoorbeeld na Finbond toe sal kom vir 'n belegging? Hoe lyk daai profiel? Die profiel daar, dit wissel nogal vreeslik, maar ek sou sê ouderdom bo 50. So ek sê ons is adverteer baie sterk op hulle in die stad, en dit is ons die mark daar. Ja, natuurlik. Ja, en ons doen baie goed daarmee. Ek weet nie of jy wil hê ek moet iets sê oor die belegging nie. Nee, asseblief. Dit is R1 miljoen oor 5 jaar, en op die oomblik bied ons aan 10,5%. Dit is nou as jy jou rente maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks neem. Sou jy dit los om te kapitaliseer, dan sit op die oomblik 13,73, maar die goeie nuus is natuurlik dat al gaan die rentekoers af, is die Reservebank nou, en ons weet dit gaan af gaan die volgende paar jaar, seker spoedig. Ja, dan bly ons rentekoers vas. Ons was baie lank op 15%, Thys. Ja, daar van 2018 af. Dis reg. En ons bly nogal baie lank op 'n koers. Ja, en so 'n kliënt hoef nie bekommerd te wees as hy by ons belê nie. Daai koers bly vas vir 5 jaar. So met ander woorde is ek teen 'n koers aangeteken het by julle. Kom ons sê argumentsstawwe, dit is nou die 10,5 wat nou op die tafel is. Is ek dan vas op daai 10,5, dan is ek reg verstaan, ongeag of rentekoerse fluktueer op of af, ek bly op daai 10,5. Absoluut. Dis die een voordeel, en die ander voordeel is natuurlik ons vra geen koste nie. Ja. Okay, dit is ook natuurlik reg. Want dit was een van die vrae waartoe ek nou gegaan het, want die koste is ek gekyk dan hulle op belasting afgaan. Belasting is maar belasting, maar kostes kan ook op die einde van die dag 'n koers nogal, jy weet, in die wiele ry. So, maar as 'n persoon byvoorbeeld kyk na Finbond self as 'n groep in beperk, waarmee is julle besig in die gemeenskap? Is julle enige goedjies wat julle doen vir die gemeenskap op hierdie stadium? Ja, dit is vir ons baie belangrik. Ons konsentreer op kinders, kindertuise en ouertuise. So ons verskaf geld aan Silverlig en aan Harmoniepark, nou al vir 'n hele paar jaar, dis 2 ouertuise, en natuurlik dan Swanee House of Safety, is kindertjies wat weggegooi is, wat ons onderhou, en ons het 3 huise nou al gekoop, so ons is baie bly daaroor, en dan daar's nog 'n kinderhuis, ek kan nou net nie op sy naam kom nie. Maar ja, maar waar daar nood is en mense uitreik na ons. Dit doen ons wat dit dan betref, en dan natuurlik is ons baie betrokke om, soos byvoorbeeld
Die AITSA-toekennings, ons borg dit. Okay. Ons een van die borge daar. Afrikaans is groot, die passievol wat nou kom. En dan natuurlik in Huppel in die Stap en ook in Slank. So jy kan sien waar lê ons hart. Ja nee, natuurlik, dit is maar by die ou mense en die kinders en ek dink dit is baie belangrik en dit is vir die mense wat vergaan op jy weet veral in ons ekonomie. Dis reg. So hy sou daarna gaan kyk en kyk ek is natuurlik 'n groot aanstander vir volatiliteitsbestuur en dit is een ding wat julle doen. So dan word dit is nie daai ding van fluktuerende markte die hele tyd en veral inkomste trekkende tipe van kliënte. Jy weet dit is so volatiel op hierdie stadium weet veral in die markte want jy kan 2 goeie kwartale hê maar 2 slegte kwartale en dan moet hulle fisiese aandele gaan verhandel om hulle inkomste te befonds en dit is wanneer jy sit na 5 jaar en sien jy maar hoor jy 1/3 van my aftreebeplanning is weg. Dis reg. Maar en dis waar byvoorbeeld produkte soos Finbond kan inkom in jou portefeulje om juist daai volatiliteit te beskerm. 100%. So, my opinie is natuurlik jy weet aftreegeld moet glad nie op die markte wees nie. Wat is jou opinie? Nee, ek stem 100% saam. Ja, nee, mens moet voorsiening maak daarvoor betyds. Ja. Dit is verskriklik belangrik en aan die ander kant moet jy seker wees waar jy jou geld gaan belê. Ja. As ons maar net kyk wat het die afgelope tyd gebeur, mense het duisende rande verloor met verskillende tipe skemas. So dis al goed om te kyk na 'n maatskappy wat byvoorbeeld soos ons al 22 jaar daar is. En regtig ons is op die effektebeurs soos jy gesê het en ons word baie streng gereguleer wat vir my 'n goeie ding is. Vir my ook. En ek bedoel en julle het ook julle produkte is ook gewaarborg met ander woorde. Ja, so dit is 'n baie groot woord daai waarborgwoord, hè. Ja, nee ons is baie erg daaroor. Ter enige tyd as ons al die geld moet uitbetaal vir jou beleggings of rente moet uitbetaal, dit word baie streng gekontroleer en ons sit auditeure en ons het 'n risikobestuur wat daarna kyk. So nee, dit baie streng. So dis goed. Ek kry dit nou. Net 30 sekondes vinnig. Waartoe is Finbond op pad vir in die volgende 5 jaar? Waar sien julle julleself? Nee, ons gaan definitief nog takke uitbrei. Ons kyk ons is in Kanada, Noord-Amerika en in Suid-Afrika. Maar ons gaan definitief uitbrei want dit is 'n goeie mark en ek glo ons lewer 'n baie goeie diens. En as mense ons wil kontak, gee ek graag die telefoonnommer of hulle kan ons webadres gaan kyk en kyk wie is die direkteure. Ag Ina, baie dankie. Wat 'n voorreg hoor en ek haat dit nou om jou af te sny, maar baie dankie vir jou. Nee, baie dankie. Ek het lekker gesels hoor. Baie dankie Thys en Ina. Onthou, jy kan ook by ons adverteer. Stuur net 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Bly ingeskakel want net hierna gesels Arnold Geerts met die motorfietsrenjaer Alan John Venter.